vanmôre met julle, omdat u so sê, sal ek. Nou as julle my ken, die meeste van julle wat doen, sal weet ek hou baie van sport. Nou ek kan enigiets kyk van Formula 1 tot sokker, maar my gunsteling bly natuurlik rugby en fietsry. Nou, ek en myself verloor, veral met die Tour de France. Kyk, as daai ouens in Frankryk ry, dis so mooi, maar die moeite wat daarin gaan. En nog 'n interessante ding, net soos die fietsryers, as jy kyk na die fietses self. Fiets wat my nog altyd gefascineer het, is die tandem. As jy bietjie gaan navorsing doen oor die tandem fiets, dan kom jy agter daai twee mense, en dit is baie ingewikkeld eintlik. Jy kry die ou wat voor sit, hy is die kaptein, en die ou wat agter sit, hulle noem hom die stoker of die stoker. En die ou wat voor sit, is in beheer vir alles. Hy kyk waartoe jy moet gaan, hy bepaal die spoed, hy bepaal die ritme, hy rem, hy verander die ratte. Die ou wat agter sit is eintlik gemaklik, hy moet net trap en balanseer. Ek wil vandag vir julle gou 'n storie vertel oor hierdie twee perde, Piet en Koos, wat besluit dat hulle gaan inskryf vir die 94.7 op 'n tandem. Man, hulle besluit toe nou, hulle gaan dit doen, en Piet is die kaptein, hy sit voor, Koos sit agter, en so begin hulle ry. Dinge gaan goed, maar jy kan sien Koos is so effens ongemaklik. Hy skree vorentoe, Piet, is jy seker ons gaan nog reguit? En Piet skree terug, nie worry nie, vertrou my, ek kan sien, trap jy net. Want en alles gaan goed, tot en met hulle by daai eerste styl afdraande kom. Kyk en Piet as kaptein, hy staan op en hy begin trap om momentum te kry. En ewe skielik voel hy net so bietjie weerstand. Hy sê, Koos, wat maak jy? Koos skree van agter, is jy mal? Ons gaan heeltemal te vinnig en ek kan net sien hoe gaan ons val hier vandag. Piet kyk terug en hy sê vir hom, Boetie, as jy nie so gesukkel het en weerstand gebied het nie, was ons al onder. Is dit nie maar hoe ons is in ons geesteslewe ook nie? Is ons nie maar ook soos Koos om te sê, Here, ek glo, maar ek het my eie vrese ook. Net soos Piet en Koos is ons op hierdie life journey, is eintlik maar 'n tandem rit saam met Jesus. Hy sit voor en al wat hy verwag is trap net. Trap is dit moeilik raak. Nou daar sê, is dit nie interessant hoe Jesus met Simon Petrus dan ook sy journey as disipelskap begin het nie? Dis waar ek vanmôre wil begin, is, verskoon my, is die tweede keer wat ek PowerPoint gebruik. Ek gaan nie die grappie maak nie, meteen. Beloof. Check net daar so. Is ons agter? Nou toe, ons lees saam met Lukas 5 vers 1 tot 8. En toe die skare by hom aandring om die woord van God te hoor, gaan hy by die meer Genasaret staan en sien twee skuite aan die kant van die meer lê. Maar die vissers van hulle het van hulle af weggegaan en was besig om die nette uit te spoel. Toe klim hy in een van die skuite wat aan Simon behoort en vra hom om 'n entjie van die land af weg te gaan. En hy het gaan sit en die skare van die skuit afgeleer. En toe hy ophou met spreek, sê hy vir Simon, vaar uit na die diep water en laat julle nette sak om te vang. En Simon het hom geantwoord, luister en sê, Meester, ons het die hele nag deur hard gewerk en niks gevang nie, maar op die woord sal ek die net laat sak. En toe hulle dit gedoen het, het hulle groot menigte visse ingesluit en hulle net wou skeer. Daarop wink hulle vir hulle maats in die ander skuit om te kom help. En hulle het gekom en albei die skuite volgemaak, sodat hulle amper gesink het. En toe Simon Petrus dit sien, val hy neer aan die knieë van Jesus en sê, gaan weg van my Here, want ek is 'n sondige man. Hy sê daar so in vers 5, so mooi, maar op die woord sal ek. Nou, as jy mooi gaan kyk, onthou Simon Petrus was 'n visserman by trade, dis wat hy gedoen het vir 'n lewe. So hy het presies geweet waar om te vang, hoe om te vang, hoeveel keer om die nette te sak,
om uit te trek. En hy het dit gedoen, heel aand lank, en niks gevang nie. Ek weet en ek dra kennis oor wat ek beheer in my lewe. Maar raai wat? Jesus weet meer. Nou ek is doodseker, toe Jesus vir Petrus gesê het, gooi weer in. My koffieflesse was al leeg toe hulle ingekom het. En hier sê Jesus vir my, gooi weer in. Dink gou mooi wat het daai man deur sy gedagtes gegaan. Is hierdie man mal? Ek het heel aand probeer. Ek het niks gevang nie. Nou sê hy vir my, kyk, eers gebruik hy my boot. En dan sê hy vir my, gooi weer in. Maar kyk hoe mooi is sy geloof. Hy sê, op die woord sal ek my net te sak. Is dit genoeg? Dit is. Maar wat leer ons dan by Simon Petrus se geloof? Jesus challenge jou. En hy doen dit gereeld. Want in jou gewete en dit wat jy weet en bestaan, weet ek wat moontlik is en ek weet ook wat onmoontlik is. Maar Jesus se challenge is om vir jou te sê, ek gaan dit wat jy weet is onmoontlik, moontlik maak. As jy net glo. As jy net gehoorsaam is. Onthou, jou geloof is nie net 'n korttermyn ding nie, dit is 'n langtermyn doel. En dis nie net iets wat nou moet gebeur en ek dink in 'n tyd waar ons so gewoond geraak het en alles is nou, moet ons nou begin kyk na die langtermyn daarvan. Nou kom ons kyk gou na 'n paar punte en ek het so 3 wat ek by wil stil staan vandag. Die eerste een is die geloof in sy gesag. Ek lees vir ons uit Matteus 8 vers 5 tot 13. Hy sê, en nadat hy in Kapernaum ingegaan het, kom daar 'n hoofman oor 100 na hom toe en smeek hom en sê, Here, my knegt lê tuis verlam en hy het hywige pyn. Daarop sê Jesus vir hom, ek sal kom en hom gesond maak. En die hoofman oor die 100 antwoord en sê, Here, ek is nie werd dat u onder my dak inkom nie, maar spreek net die woord en my knegt sal gesond word. Want ek is ook 'n man van gesag. Hy sê, en ek het ook soldate onder my. As ek vir hierdie een sê gaan, dan gaan hy. As ek vir daai een sê kom, dan kom hy. En as ek vir my diensknegt sê doen dit, dan doen hy dit. Toe hy dit hoor, het hy vir hom verwonder en aan die volgelinge gesê, voorwaar, ek sê vir julle, selfs in Israel het ek so groot geloof nie gevind nie. Maar ek sê vir julle dat baie sal kom van die ooste en die weste en saam met Abraham en Isak en Jakob sal aansit in die koninkryk van die hemele. Maar die kinders van die koninkryk sal uitgedryf word in die buitenste duisternis. Daar sal geween en 'n geknars van tande. Daar sal wees 'n geween en 'n geknars van tande. Toe sê Jesus vir die hoofman oor 100, gaan en laat dit vir jou wees soos jy geglo het. En sy knegt het gesond geword in daardie uur. Dis amazing. Kyk, as jy, ek wil spesifiek vaslaan op vers 8. As jy gaan kyk in hierdie gedeelte met die Romeinse soldaat, dis 'n Romeinse soldaat in 'n Joodse dorp. Kom ons begin daar. En die soldaat kom met 'n probleem. Hy sê, my knegt is siek, hy is verlam en in pyn. Hy stel dit voor Jesus. Jesus sê wat vir hom? Kom, ek sal hom gaan gesond maak. Dit klink mooi en dis presies wat ons verwag. Maar die ding is, hierso hak hy vas en hy sê, hier's 3 punte uit vers 8 uit wat vashak. Om te sê, kyk na hierdie man se geloof. Kyk na wat hy verstaan het. Hy sê heel eerste, ek is ondergeskik aan u, ek is u besoek nie werd nie. Hy sê, maar spreek net die woord. Ek glo in die krag dat hy enigiets kan doen. Die derde wat hy sê is, ek ken gesag. Met ander woorde, ek weet u het gesag oor alles. Wanneer voel ons self nie werd nie?
Wanneer gebeur daar iets in jou lewe wat jou weghou van hom af? Wat jy voel is so onmoontlik, dat ek nie nou moet stil staan en sê, Jesus, ek het U nodig nie. Is dit nie maar soos Moses se geloof nie? Kom eers met die verskonings voordat ons begin glo. So, omdat jy moeg is die dag, jy het lank gewerk, moeilike dag by die werk, kom by die huis, jy is moeg, kos maak, ek wil gaan bad en ek wil gaan slaap. Terselfdertyd vat ek my probleem na die Here toe. En omdat jy die lang dag het, besluit jy, dis okay, ek gaan nie vanaand my Bybelstudie doen nie. Wat is op daai oomblik presies wanneer die Here vir jou die oplossing vir jou probleem wil gee? Maar ek maak 'n verskoning om nie daarby uit te kom nie. Geloof is volgens Hebreërs 11 vers 1 'n bewys van 'n vaste vertroue op dit wat ons hoop. 'n Bewys van dinge wat ons nog nie gesien het nie. Ek sê nog nie gesien het nie, want as jy begin glo op sy woord, soos wat ek vroeër gesê het, dit wat onmoontlik lyk vir jou, maak hy moontlik. Hy challenge jou. Dit sal gebeur. Nou, waarin lê ons gesag? Waarin lê ons gesag? Ons gesag lê in die feit dat ons 'n kind van God is. Dit lê in die feit dat ons dood is in Jesus Christus, maar saam met hom opgestaan het ook. En die feit dat ons dit van kind af gekry het. Van die oomblik wat jy Jesus aanvaar het as verlosser en saligmaker, jy daai gesag kan jy aanvaar, want jy weet, hy is groot genoeg. 2 Korintiërs 1 vers 20 sê, want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in hom is hulle ja en amen, tot heerlikheid van God deur ons. Glo ons dit? Verstaan ons dit? Erken jy dit? In 'n tyd waar dit so is, waar die minimal is okay. Gesag, die kind van God, die kind van God het die autoriteit en die gesag. Oor wat? Oor sonde, ongeregtigheid, siekte, so dit alreeds gekry. Maar hier is waar dit die challenge inkom. Ons moet glo en aanvaar. Volhardende geloof is die tweede punt waarby ek staan. Dis om te sê die Engelse woord vir die volhardende geloof is persistent. Nou, ek gaan hierso skiep en die rede daarvoor is hierdie gaan oor die vrou wat gebloei het. Sy het vir 12 jaar lank 'n probleem gehad. En sy het geweet, deur al die dokters wat ek gesien het vir 12 jaar, ek het al my geld uitgegee. Daar's net een persoon wat my kan genees. Maar sy was persistent. Sy het dit persistent geglo. Ek sê her persistence paid off. Haar geloof is eintlik so mooi. En die rede hoekom ek hierdie skiep is om te sê, die Nuwe Lewende Vertaling sê, en dis in Lukas 8, as jy wil gaan lees. In Lukas 8 vers 46 sê die Nuwe Lewende Vertaling die volgende. Jesus het met sy disippels gepraat en gesê, iemand het my sopas geraak. Net om vir julle 'n bietjie konteks te gee. En dan moet jy nou onthou, Simon weer ingespring en gesê, hier is soveel mense. Hier is soveel mense, kon enigiemand gewees het. Hoe wil jy nou hê moet ek vir jou sê presies wie het my geraak? Die Nuwe Lewende Vertaling sê vir jou in vers 46, nee, iemand het my opsetlik aangeraak. Ek het die genesende krag uit my uit sien vloei. Opsetlik. Sy het geweet, as ek aan hom kan raak, gaan ek genees word. Niemand het dit gesien nie. Niemand het eers geweet dat dit gebeur nie, maar sy het dit onmiddellik gevoel. Sy was onmiddellik genees. Hoeveel keer vat ons nie ons probleme na Jesus toe nie? Soveel meer, hoeveel keer doen ons dit nie? Met intent, opsetlik nie. Johannes 20 vers 29 sê, dis waar hy met Thomas praat en hy sê vir hom, omdat jy gesien het, het jy geglo. Salig is die wat nie gesien het nie, en nog steeds glo.
Hoeveel keer vat ons probleme, maar jy doen dit half met daai ek is bietjie bekommerd of ek is bietjie bang. As jy gaan kyk na die geloof van die verlamde man se vriende. Die verlamde man is genees gebaseer op sy vriende se geloof. Hulle het dit met intent gedoen, hulle het nie omgegee om die dak af te breek om by Jesus uit te kry nie. Dit wys jou, daar is krag in jou vriende se geloof ook. Om dit met intent te doen, om nie om te gee oor wat moet ek doen om by Jesus uit te kom nie. Jesus, dit is die laaste kans wat ek het, ek sal. Dis dieselfde intent wat ons moet hê, as jy met jou probleme en jou verwagtinge na die Here toe gaan. Dis om te sê, ek het nie meer 'n tikklist gebed, net om te sê, Here, help my aan die einde van die dag nie. Dis om waaragtig op jou knieë te gaan, soos wat al hierdie mense doen, en sê, ek weet ek is nie waardig nie, maar ek het u hulp nodig. Want hy wil. Hy het dit al bewys met die Romeinse soldaat, was 'n Romein, hy hoef nie. Hy het. Jy sien, ons moet leer om nie moed op te gee nie. En dis hierdie beeld dit presies. Presies. Ons gee so vinnig op. Want dit is maklik. Ek dink in vandag se lewe is dit nog makliker om te sê, ek het nie nou gekry nie, so ek gaan maar opgee. Die Here wil my nie hoor nie. Dis nie wat hy sê nie. Hy gebruik dit soms net as 'n manier om jou verder te laat groei in jou geloof. Hou aan. Volhard, met intent, hy's daar, hy wil help. Het jy persistent geloof of korttermyn verwagtinge? Vra jouself die vraag af. Moenie moedeloos raak nie. Ons moet lewe met volharding. Jesus wil help en sy woorde, my seun, my dogter, dit beeld sy intensie en sy liefdevolheid om te sê, ek is hier, ek wil help. Hou vas daaraan. Geloof bo vrees. Die gedeelte wat ek gebruik, en dis hoekom ek hom nie ingesit het vandag nie, hy is baie lank. So in Markus 5, en hy praat oor Jairus. Nou Jairus was 'n owerste in die sinagoge, in dieselfde plek waar al hierdie wonderlike dinge gebeur het. Nou as jy bietjie weet oor die Fariseërs, so dit was in die tyd wat hulle gesê het, Jesus is nie die Messias nie. Ek glo nie. Jairus het. Hy het geglo, hierdie is die seun van God. Maar as 'n mens gaan kyk na sy probleem, hy gaan na Jesus toe, presies soos almal anders. Verskil is, hy het klaar geglo. Sy dringendheid is nie in die feit dat hy nie geglo het nie. Sy dringendheid is in die feit dat, Jesus, ek het U nou nodig. My dogter is siek. Sy lê op haar doodsbed. Hy sê in vers 23, hoor hoe mooi is hierdie man se geloof. Hy sê, kom lê haar die hande op, sodat sy gesond kan word, en sy sal lewe. Spanner in die works, hier kom die ouens en hulle sê vir haar, sorry, jou dogter is klaar dood. En dan gaan hulle nog verder, hoekom pla jy nog steeds vir Jesus? Hy kan nou niks vir jou doen nie, sy is klaar dood. Dis waar Jesus na hom toe draai. En hy sê vir hom in vers 36, moenie bang wees nie, glo net. Imagine gou vir 'n oomblik, jy's in Jairus se skoene. Dit kan enige situasie wees, in sy geval was dit sy dogter is dood. Jy kon jou werk verloor. Jou kind is ongeneesbaar siek. Jy's terminaal siek. Ek sou bang wees. In elke moontlike manier. Wat gaan deur jou gedagtes? Dis soveel rede om te sê, ek kan nou, wat doen ek? Wat doen ek? In jou omstandighede wat donker en onmoontlik lyk, is dit nie wanneer die Here die beste perform nie. Hy sê vir jou, moenie bang wees nie. Glo net. Hy sê nie vir jou, moenie glo nie, wees net bang nie. Hy sê, moenie bang wees nie. Glo net. Hy verwag nie beloftes van ons af nie. Wat het jy om te gee in daai spesifieke oomblik as jy hulp nodig het? Hoe vinnig is dit vir ons om nie te sê, Here, ek beloof, help my net uit hierdie ene uit en dan sal ek dit en dit en dit. Dis nie wat hy van ons verwag nie. Glad nie. Hy wil net hê
Ons moet by sy voete gaan lê en sê, Here, I surrender. Ek gee oor want ek kan nie. Dit is belangrik om te verstaan. Nie elke situasie in jou lewe het 'n nou oplossing nodig nie. Van hulle, soos wat ek gesê het, gebruik die Here om 'n pad met jou te stap. Om jou bewus te maak van dinge in jou lewe wat moet verander, sodat jy kan verder gaan in jou geestelike lewe saam met hom. So groei ons in geloof. En soms staan jy in die pad van jou eie groei. Dit is interessant, ek praat met my pa in die week en ek sê vir hom, is nie interessant hoe die Here presies sal uitkom waar hy wil wees nie? Met of sonder jou? Soms staan jy in die pad. Of hy gaan jou uit die pad uitskuif, of jy aanvaar ek gaan saam. Maar dit is soveel lekkerder as jy sê ek gaan saam. Soms voel ek, en ek dink dit is die amazing gedeelte van vandag, is dat alles so mooi in mekaar inpas. Soms voel ek die Here is nie nou by my nie. Here, ek gaan deur hierdie ding alleen. Here, ek het nie hulp nie. Kyk wat sê in 1 Korintiërs 10 vers 13. Geen versoeking het julle aangegryp behalwe 'n menslike nie, maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit kan verdra. Soveel soos ons weet, ek gaan versoek word. Dit gaan kom. Sê hy ook vir jou en hy maak jou belofte, ek gaan vir jou uitweg gee. Sodat jy kan weet en dis wat ek moes leer, jy vertrou. Here, ek is nie sterk genoeg om nee te sê vir hierdie wat ook al voor my lê nie. Wys my, waar is my uitweg? Dis vertroue. In Jesaja 41 vers 10 sê hy, wees nie, bevrees nie, nee, nie bang wees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ook help ek jou, ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. Net soms. Nee. God wys ons elke keer dat saam met enige iets wat gaan gebeur, is hy daar. Hy is met ons. Gaan oor ons vertrou. Nou dis baie interessant. As jy gaan intik op Google, ons weet dis tannie Google, want sy is gewoonlik reg. As jy gaan intik op tannie Google, don't be afraid in the Bible. Kom hy 365 keer voor. Nou, sê gou vir my, hoeveel dae het ons in ons jaar? 365. Interessant dat hy een vir elke dag van die jaar het. Want die Here weet en hy verstaan, ons is bang goed. Ons is bang vir alles. Die weerlig staan ons bang, as donker is ons bang. Ons is bang. Dan sê hy vir ons, moenie bang wees nie. In elkeen van hierdie punte. Ekskuus. Gaan een terug. In elkeen van die punte het ons die uitkoms wat onmoontlik lyk, ons maak die Here dit vir ons moontlik. Hy het ook vir ons die stappe van geloof gegee om in te groei. Om te sê, hoe moet ons daar uitkom? So. Nie een van hierdie mense het een keer gehuiwer om te glo. Hulle het gesê op die woord. Sê net die woord en dit sal so wees. Die beloftes is daar, ons moet net vertrou. Ons het hierdie laaste paar weke deur die reeks gegaan, ek kan. Moses moes leer, ek kan. Joshua het geweet, hy kan. Jakob moes verander. En Jesaja moes praat. Hy moes gaan op sy woord. Net so moet ons leer, as die Here sê, ek sal my woord gee. Moet ons leer om te vertrou. Nie van beter te weet nie. Dit gaan nie oor my nie. Ek moet minder sodat U meer. Ons kan op hom vertrou en hy het ons klaar gewys, hy het 'n baie goeie track record as dit kom by vertrou my. Hy het daai track record kom die hele Bybel deur en ek dink in jou eie lewe as jy gaan kyk. Ek vra, hoeveel van ons het al was in 'n moeilike situasie? Jy hoef nie jou hand op te steek nie, maar dit is almal van ons. Hoeveel van ons het al daardeur gekom? Maar julle sit hierso. Hoe het julle deurgekom?
snaaks genoeg deur die verlossing van Jesus Christus, ons verlosser en saligmaker. Ja, ek wil baie graag aanhaak by oom Marius se woorde van naweek, toe hy sy preek gegee het laas week. Ons is in 'n tyd waar airy-fairy, wishy-washy geloof, daai minimum geloof. Ek sê hierso duikboot geloof. Ken julle duikboot geloof? Per Sondag pop hy uit. Die res van die week is hy daaronder. Hierdie minimum geloof is klaar. Die Here, om te sê, ek dink die Here dink dis genoeg, dit is nie. Hy sê vir jou in Openbaring 3 vers 16, maar nou omdat jy lou is, nie koud of warm nie, as ek jou uit my mond uitspoeg. Wie is die aan die brand Christen? Wie is daai warm aan die brand Christen in jou sirkel van invloed, en jy sal sien wat se impak dit maak. Dat mense, onthou, jy mag dalk die enigste Bybel wees wat mense in hulle lewe lees. Leef dit. Maak dit wakker in jou hart. Dan gaan ek verder om te sê, hoor gou wat sê die pa van die seun, wat maansiek gehad het. Dis dieselfde ou wat na Jesus toe gekom het en gesê het, jou disippels kon hom nie gesond maak nie. Hoor wat sê hierdie man in Markus 9 vers 24. En dadelik roep hy met trane, ek glo. Here, kom my ongeloof te help. Dis oukei om vir die Here te sê, Here, ek glo, maar ek het nie geloof nie. Bid daarvoor. Hy verstaan ons as mens. Hy het nooit vir ons gesê ons moet presies nie. Hy wil ons help. I believe, but help my faith. Help me in my faith, Lord. Jesus het nog steeds die kind genees. Net op die woorde, ek glo. Ons moet gereeld na ons klippe kyk. Net soos Joshua die klippe saamgedra het as 'n herinnering. Want hoe maklik is dit, en ek sê hierso weer, as dit goed gaan, dan is dit maklik of moeilik om te onthou. Dis juis wanneer jy na jou klippe moet kyk, om te sê, daar was 'n moeilike stadium. Daar die Here my gedra. Here, hier het dit goed gegaan en dit maak makliker om my verhouding met U te bou. Want hy wil nie net met jou 'n verhouding hê as dit moeilik gaan nie. Hier in die belangrikste gedeelte, en ek gaan afsluit hiermee. Die Here werk gewoonlik op sy beste in my lewe as dit moeilik gaan. Hoekom? Want dan besef jy, ek is afhanklik van U, my God. Soos kyk, Jeremia 29 vers 11 sê, teenoorgestelde van wat ek glo. Hy sê, want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester. Gedagtes van vrede, nie onheil nie. Om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Begin met die fiets. Klaar maak met die fiets. Soos ek sê, in die tye waar dit moeilik gaan, is dit maklik om vir die Here alles te gee. Maar ek wil julle nou challenge. Ek wil sê, as dinge lekker gaan, sit nog steeds op die fiets. Trap net. Sal ek glo, vertrou, aanbid en volhard.